1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Toy Story 2. Andy is druk besig in sy kamer. Speel met sy twee gunsteling speelgoed. Jy moet nooit met die onverskrokke twee-man cowboy, Woody en Buzz Ligjaar sukkel nie, sê Andy. Maar skielik, grrr, Andy het per ongeluk Woody se arm laat skeur. En Andy is veronderstel om nou enige oomblik te vertrek na Cowboy Kamp. Sal hy Woody nou nog kan saamneem? Andy se ma stel voor dat hulle Woody probeer regmaak, maar Andy besluit hy los Woody liewer hierdie jaar by die huis. Andy se ma gaan bære Woody toe maar hoog op die boonste rak in haar seun se kamer. En daar sit die arme Woody met 'n lang gesig en sien hoe dat Andy sonder hom wegry. Andy het nog nooit tevore sonder Woody Cowboy Kamp toe gegaan nie. Woody wonder of Andy nou van hom gaan vergeet. Die volgende oggend hoor Woody 'n skielike hoesie langs hom op die rak. Dis Wheezy, 'n speelgoedpikkewyntjie. Wheezy, roep Woody uit. Waar was jy? Nadat my pieper gebreek het ek hier bo op die rak beland en het almal van my vergeet. Wheezy sug. Ons is almal maar net 'n hanetrekkie weg daarvandaan, en hy wys na die venster. Buite tref Andy se ma voorbereidings om 'n rommelverkoping te hou. Sy kom by Andy se kamer in, soek goeders vir die verkoping en gryp vir Wheezy. Woody besluit hy moet dadelik iets doen. Hy spring op Andy se hond Buster se rug om die arme pieplose pikkewyn te gaan red. Met Buster se hulp haal Wheezy gelukkig weer Andy se kamer, maar Buster het nooit gesien dat Woody van sy rug afgeval het nie. En nou is dit te laat. Met een sien 'n vreemdeling vir Woody raak. Gretig raap die man die cowboypop op en klou hom styf vas. Ek het hom gekry, sê hy. Wat kos die ding? Vra hy vir Andy se ma. Andy se ma weier egter om Woody te verkoop, maar die vreemdeling spring om en daar trek hy met arme Woody. Ag nee, roep Buzz Ligjaar, waar hy in Andy se kamervenster die petalje sit en bekyk. Hy het Woody gesteel. Soos blits spring Buzz by die venster uit en gly met die geet af onder toe. Maar Buzz is te laat. Die vreemdeling het reeds met Woody in sy kar gespring en trek met 'n vaart daar weg. Die laaste ding wat Buzz sien is die motor se nommerplaat. LZTI-BRN. Die dief jaag tot by sy huis en bære Woody in 'n glaskas. Toe die man weg is, maak Woody die kas oop en probeer ontsnap. Dan skielik, yeeha! 3 onbekende speelgoedpoppe staan om Woody. 'n Cowgirl, 'n perd en 'n prospekteerder. Nog in sy winkelboks. Dis jy, dis regtig jy, skree die cowgirl. Die perd lek Woody vriendelik in die gesig. Ons het jare lank gewag vir hierdie dag, verwelkom die prospekteerder hom met 'n glimlag. Wie is julle? Vra Woody oorbluf. Hoe weet julle wat my naam is? Die speelgoed stel homself voor. Jessie, die jodelende cowgirl, Stinky Pete, die prospekteerder, en Bullseye, die slimste perd in die weste. Die prospekteerder verduidelik dat hulle deel was van 'n versameling TV-karaktertjies van 'n gewilde TV-program genaamd Woody's Roundup. En Woody was die ster. Mooi so, roep Woody uit, terwyl hy na 'n video van die program kyk. Dis ek daai. Intussen het Buzz en die ander speelgoed uitgevind dat die motor met die nommerplaat LZTI-BRN aan L se speelgoedskuur behoort. Die speelgoed ken L goed. Sy speelgoedadvertensies is altyd op die TV. En is al die tyd L wat vir Woody gesteel het. Buzz verduidelik gou aan die ander wat sy plan is. Woody het een keer sy lewe vir my gewaag, verduidelik Buzz. Ek kan myself nie sy vriend noem as ek nie bereid is om dieselfde vir hom te doen nie. Wie gaan saam? Daardie nag maak Buzz, Slinky, meneer Patatkop, Ham en Rex hulle gereed om hulle gesteelde vriend te gaan red. Buzz lei die groep. Almal na L se speelgoed stuur. Voorwaarts, roep hy uit.
Terug by Al het Woody intussen uitgevind dat die storie waar is. Hy was eens op 'n tyd 'n TV-ster. En Al het die lede van die reeks weer almal opgespoor, behalwe een, Cowboy Woody. Die Roundup span was vir jare in 'n boks gestoor terwyl Al na Woody gesoek het. "Woe-wee!" roep Jessie. "Kyk, nou is ons almal weer bymekaar." Woody, Jessie en Bullseye begin met die Roundup speelgoed speel. "Nou kan Al ons aan 'n museum in Japan verkoop," sê die prospekteerder. "Museum?" vra Woody. "Maar ek moet terug aan huis toe, na my eienaar Andy toe." Jessie is gebroke. Sonder Woody sal hulle almal weer in 'n boks gestoor word. Dan kom Al terug en al die speelgoed laat spat om weer op hulle plekke te kom. Hulle hoor Al oor die telefoon met die museum in Japan praat. Die museum stem in om die Roundup span te koop. "Ek beloof julle, die versameling sal die kroonjuwele word van julle museum," waarborg Al en plaas die foon terug op sy mikkie. Die speelgoedversamelaar pluk Woody uit sy glaskas. Oeps! Woody se arm hak vas en skeur sommer heeltemal af. Al bel 'n man met die naam meneer Regmaker om Woody se arm te kom regmaak. 1, 2, 3 is Woody weer splinternuut. Nee, nog beter as nuut. Meneer Regmaker verf sommer Andy se naam onder Woody se skoensole ook toe. Maar dit maak nie saak nie. Woody is steeds van plan om terug te gaan na Andy toe. Voordat hy vertrek, stop hy gou om die ander lede van die Roundup span te groet. En dit is toe wat Jessie hom vertel van die dogtertjie by wie sy gebly het. "Andy is mos jou beste vriend, nie waar nie?" vra Jessie vir Woody. "As hy met jou speel, voel dit of jy regtig lewe." "Hoe het jy geweet?" vra Woody. "Want Emily aan wie ek behoort het, was net so. Sy was vir my alles in die wêreld," vertel Jessie. "Dis snaaks," voeg sy by. "Jy vergeet hulle nooit nie, maar hulle vergeet van jou. Toe sy groot word, het sy my weggegee." Jessie se woorde maak Woody hartseer. Hy is ook bang dat Andy hom sal ontgroei. Hy wonder of hy nie maar by die Roundup span moet bly in plaas van huis toe gaan nie. Vir die ander speelgoed was dit intussen 'n lang nag. Hulle het die hele nag geloop en geloop om by Al se speelgoedskuur uit te kom. Toe dit weer oggend is, staan hulle oor kan die straat, reg oor die speelgoedwinkel. Maar nou moet hulle nog oor die besige straat kom. Gelukkig het Buzz 'n slim plan. Die speelgoed skuil elkeen in 'n verkeerskegel en hardloop oor die straat. Meneer Patatkop is byna fyn aardappels toe hy ander kant uitkom, maar gelukkig kom almal veilig by hulle bestemming aan. Buzz en die ander glip by Al se speelgoedskuur in. Hulle kan Woody nêrens kry nie, maar loop ander interessante speelgoed raak. Buzz ontmoet selfs nog 'n Buzz ligjaar. Na 'n ruk spoor hulle egter hul verlore maat op, oor kan die straat in Al se woonplek. "Woody," roep Buzz uit, "jy is in gevaar. Ons moet dadelik vertrek." Maar nou wil Woody nie meer weggaan nie. Hy vertel vir sy verbuisterde vriende van die TV-program, die Roundup span en die museum. "Buzz, jy verstaan nie," probeer Woody verduidelik. "Andy word groot en een van die dae het hy my nie meer nodig nie. Dis nou my kans om vir altyd in 'n museum te gaan bly." "'n Museum? Wil jy vir die res van jou lewe agter glas sit en na kinders staar? Wat 'n lewe," kerm Buzz. "Jy is 'n speelding." "Jy is 'n speelding, Woody. Iets waarmee kinders kan speel. Jy moet hier wees vir Andy. Onthou jy?" vra Buzz. "Jy het dit nog vir my geleer." As Andy se ander speelgoed hartseer by die deur uitloop, draai Woody om en sien weer sy ou TV-program. Daar op die TV-stel is 'n seun wat net soos Andy lyk. Woody krap die verf van sy skoensool af en kyk weer na Andy se naam. Hy weet nou dat hy 'n fout gemaak het. "Wat vang ek aan?" skree Woody. Wat daarvan as Andy eendag te groot word om met hom te speel? Tot dan wil Woody elke oomblik saam met sy beste vriende deurbring. Buzz, wag!" roep Woody uit. "Ek kom saam met julle." Hy roep vir Jessie en Bullseye
en hulle moet ook saamkom. Maar die prospekteerder glip uit sy boks en keer hulle. Ek het te lank hiervoor gewag, sê hy. Julle gaan nie my planne nou omverwerp nie. Die volgende oomblik kom El daar ingestap. El gryp die Roundup span en sit hulle in 'n kussie. Hy is nou op pad na die lughawe om Japan toe te vlieg. Daar sal hy hulle aan die museum verkoop. Andy se speelgoed jaag om Woody te red, doodbenoud dat hulle hom vir altyd gaan verloor. Maar voor hulle hom uit die speelgoedkus kan red, pluk die prospekteerder hom weer terug. Buzz en die bende hardloop agter El aan, maar El klim in sy kar en ry weg. Hoe gaan ons hom nou in die hande kry? Vra Rex. Net toe sien meneer Patatkop 'n afleweringswa van Pizza Planeet. Pizza vir iemand? Vra hy skelm. Die speelgoed spring almal in die voertuig. Slink, trap jy die pedale, beveel Buzz. Rex, jy bedui die pad. Ham en Patatkop werk julle met die knoppies en die liggies. Hulle jaag agter El se motor aan. Toe El by die lughawe kom, moet hy die speelgoedkus laat inweeg. Die speelgoed draf tot by die voerband waar die bagasie in die vliegtuig laai. Die Roundup span is op pad na Japan. Buzz en sy vriende kruip egter in 'n troeteldier-mandjie weg en volg die kussie tot in die laairuim. Dan vlieg Buzz op om Woody te gaan red. Die prospekteerder probeer hulle keer, maar Woody en Buzz gryp hom en stop hom in 'n rugsak vol poppe. Jy sal van Amy hou, sê hulle. Sy is 'n kunstenaar. Buzz, Woody en Bullseye slaag daarin om weg te kom, maar Jessie is nog vasgekeer. Woody, help! Pleit Jessie as sy op die vliegtuig gelaai word. Nou is daar net een uitweg. Woody en Buzz spring op Bullseye se rug. Hardloop soos die wind, Bullseye, roep Woody uit as hulle weghardloop om Jessie te gaan haal. Woody spring in die vliegtuig. Kom aan, Jessie, jaag Woody haar aan. Nou moet ons huis toe gaan. Maar ek is 'n meisie speelding, kla Jessie. Andy gaan nie van my hou nie. Onsin, antwoord Woody. Andy sal van jou hou. Buitendien, hy het 'n klein sussie. Het hy? Vra Jessie. Dan gaan ek saam. Met eens gaan die bagasieruim se deur toe en die vliegtuig begin beweeg. Nou is daar net een pad oop, 'n opening net bo kan die onderstel van die vliegtuig. Is jy seker hiervan? Vra Jessie senuweeagtig as sy begin afklim. Ja, toe, gou, antwoord Woody en volg haar. Maar Woody gly op die olierige ratte. Hy gryp en daar hang hy net aan een arm, boonop sy swak arm. Dit begin weer skeer. Hou vas, Woody, skree Jessie. Net 'n oomblik, roep 'n bekende stem. Buzz Ligjaar is hier om julle te red. Buzz, gil Woody, wanneer hy sy ou makker op sy nuwe vriend Bullseye se rug sien. Woody kry 'n slim plan. Hy gooi sy toutjie soos 'n lasso en draai dit om die onderstel vas. Woody en Jessie swaai albei weg en land veilig op Bullseye se rug. Mooi gooi, cowboy, juig Buzz. Nou gaan ons almal huis toe, sê Woody met 'n breë glimlag. Toe Andy van die kamp af terugkom, is hy so haastig om sy speelgoed weer te sien, dat hy nie eens wonder oor die lughawe se bagasiewa wat voor hulle huis staan nie. Hy haas hom teen die trappe op na sy kamer toe. Daar sien hy vir Woody en Buzz en twee splinternuwe speelgoed genaamd Jessie en Bullseye. Ooh, dankie ma, roep hy uit. Ek is trots op jou, Woody, sê Buzz later. Dankie maat, antwoord Woody. Jy weet, eendag as alles verby is, sal dit goed wees om te weet dat ek nog vir Buzz Ligjaar het om my vir altyd en ewig geselskap te hou. Fluit, fluit, my storie is uit.